Broers en susters, kom ons gaan na die boek Job toe. En kom ons maak oop by Job 1. Job was 'n godvreesende man. 'n Man wat lief was vir die Here. En weet jy, hy is 'n man wat getrou sy offers by die tempel gebring het om vir homself te offer en ook vir sy kinders te offer. Hy was 'n ou, natuurlik, hy was skatryk, hy was besonder geseën deur die Here. Dis die man Job, waar die Bybel met hom begin. Hy was 'n man, hy was vroom en opreg. Vers 1 sê, hy het God gedien en kwaad vermy. Wow, dis dan nie meer so maklik nie, die meeste mense sukkel om kwaad te vermy. Okay. Dan sê hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. Hy was die eienaar van 7000 stuks kleinvee. Bokke en skape, 7000, is 'n redelike boerdery, en veral in die droë Midde-Ooste, né? 3000 kamele. Wie van julle 3000 Hiluxes, kom ons kyk? Hy het 3000 kamele gehad. 500 paar trekosse. 500 paar, soos 1000 osse. En die ouens wat boer weet nou, as ons nou hier begin praat, dit is baie diere, almal saamgetel, né? 500 donkies en baie slawe. Hy was 'n ongelooflik welvarende man. Bill Gates, Elon Musk tipe ou. Maar, weet jy, hy het die Here gedien. Nou, lees verder, dan kyk jy, sy seuns het om die beerdpartytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam fees te vier. Nou kyk wat doen Job nou na die. Dis soos ek en jy as pa maar ook maar maak as ons hoor wat ons kinders gaan bywoon en wat ons kinders doen, né? Na so 'n reeks partytjies het Job dan vir sy seuns en dogters beveel om vir hulle die bring van offers te reinig. En vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring, want het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God nie in hulle gedagtes gevloek. En Job het elke keer geoffer, en ek en jy bid vir ons kinders, né? We pray for our kids. Dan kom die groot storie van Job, wat met Job gebeur het. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan, en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir die Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Oh, Job was 'n vrome man, 'n man wat die Here liefgehad, die Here gedien het, en God was trots op Job. Vir God was Job iemand wat uitgestaan het. Dis dan almal wat hom gedien het. So toe jy wil dan sê hy die wêreld deurkruis, en na alles gaan kyk, toe vra die Here het jy Job gesien nou, broer? Weet wat, hy weet mos wat die duiwel se bedoeling was, die duiwel wou gaan fout soek. En nou vra die Here, het jy Job gesien? En miskien is dit ook in jou lewe gebeur. Het hulle vir Jan gesien, hulle vir Koos gesien, hulle vir Anna gesien, hulle vir Fransie gesien, het hulle. Okay. Nou kyk wat. Sy gelyke kry jy nie op die aarde nie. Hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad. Jette, as die Here dan so getuieskrif van 'n mens gee. Hallo. Weet so, ek kon so getuieskrif kry, né? Toe antwoord die Satan, natuurlik, soos dat hy altyd maar wil moeilikheid stoor, né? Hy is maar 'n moeilikheidmaker. Dit is nie sonder rede dat Job dit nie. U beskerm hom dan, en sy huis, en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy veeteelt vinnig aan. So wat is die storie? Here, dis jou skuld dat hy dit doen. Dis omdat jy hom beskerm en is omdat jy hom so ryk maak as die. Ek sal ook 'n ou wat my so baie bless goed gesind wees. Okay.
Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag. Oeps. En net alles, die Here het hom geseën en die goed, en sê die Here vir die duiwel, okay, ek gee jou mag oor alles, net aan homself mag jy nie raak. Sy mag nie op sy lewe neem nie. Wow. En die duiwel het toe van die Here al weggegaan. Job was a well-known, well-off man. He was extremely rich and had abundance. We read how many animals he had. For those that farm, if we read the amount of different animals he had, you realize that's a huge farming business. I don't know if there's such a big farming business around here with so many animals. So he was extremely rich. But he was, one thing that Job had was he had integrity. Amen. Amongst all the rich, well-off people in the world at that stage, Job stood out. He had integrity. Hy was vroom, hy het die Here gedien. Hy het kwaad vermy. He had so much integrity that God really took notice of him more than anybody else, so that when the devil came before God to sort of say that he traveled everywhere and seen everything, that God was proud of Job, and he asked the devil, "Did you see my servant Job?" And of course the devil is always stirring problems. He said, "Yeah, but you know he does that because you make him so extremely rich. You bless him so much, that's why. He won't serve you if you take it all away." So baie keer dink die duiwel, jy en ek glo die Here net omdat die Here goed is vir ons. En weet jy wat is waar? Dit is so, partykeer dink mense die Here net as dit goed gaan, maar as dit nie goed gaan nie. Job was 'n man met 'n ander hart en die Here het dit geweet. En daarom, omdat hy God aanbid het, volgens God se beginsels, hom geloof het, en selfs namens sy kinders offers gebring het, vir as hulle moontlik in die geheim sou sondig. Wow. It makes me think much about we as parents. We always pray for our children. We don't always know what they do, and sometimes we do know what they do and we don't agree with that. And we still pray for our kids. Job did the same. He was a good man. And on the day as the Satan stood in front of God, that conversation took place. The devil crossed the earth, saw everything. God asked him, "Did you see Job?" And he said, "You know what? It is because you bless him so much." Hy sê, dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan. It's not without reason that Job serves you. It is because you protect him. From whom? From the devil. Okay. So in verse 12 we read how God gave the devil authority over the life of Job. He could touch everything that Job had, his kids, everything, all his property, his slaves. The only thing that the devil could not touch was the life of Job. Wow. Dis eintlik 'n seer een en hy. Binne 'n dag verloor Job alles wat hy gehad het. Kyk, een ding van die duiwel is, hy's nie lui nie. Binne 'n dag verloor Job alles. Al sy vee, al sy besittings, sy kinders. Wow. Kan jy jouself in daai ding indink? Sy 10 kinders, his 10 children. In one day, he lost 10 children,
all his property, and you find him sitting on a rubbish heap. You know, we've got one outside of town. He was sitting on the rubbish heap, using bits of pottery to scratch the itching of the wounds on his body. Hy sit op 'n ashoop met potskerwe, krap hy aan sy lyf om van die gejuk van die wonde, die rowe en alles van sy lyf af te krap. Ja. En ja, die vraag is hy op die punt om hoop te verloor? Want die meeste mense sal alle hoop verloor as hulle self in so 'n situasie bevind. Many people will lose hope when they find them like that. If you lose your job, if your marriage breaks up, if a loved one dies. Job lost 10 children. I've dealt with many people over the years, and I've found that parents struggle the most when a child dies to get over it. Ek kan vir julle name van mense gee wat hulle hele lewens het in mekaar geplons toe hulle kinders sterf. Bevind Job hom op moed verloor se vlakte. Want die vraag wat baie keer opkom is, waar was God dan? Is dit nie so nie? Waar is God? Sien hy dan nie my huwelik val uit mekaar nie? Waar is God? Sien hy dan nie my geliefde is dodelik siek en is besig om te sterf nie? Waar is God? Sien hy dan nie? Ek het my werk verloor nie. Sien God dan nie? Ek het nie geld nie. Sien God dan nie? Weet God dan nie? Stel God dan nie belang nie? Doesn't God care about me? Where is He? Why is God silent? Why don't I hear His voice? I go to church, but it is, if I could have gone to Pick n Pay, would have been the same. I experienced nothing. God was silent. I pray, I read my Bible, but it is as if God is completely gone silent. Waar is God in hierdie seisoen van my lewe? Waar is God in die seisoen van Job se lewe wat hom die nodigste gehad het? Soveel vrae wat 'n mens eintlik in so 'n tyd oorweldig en jy het nie antwoorde nie. So many questions with no answers in a time like that. En ek weet wat dit is. Ek weet wat dit is om nie so iets in jou lewe te ontvang wat jy het geen idee wat om te doen nie. Jy sit verslae, jy weet nie wat om te doen nie. Jy bid en dis net, daar kom nie eers vir jou 'n antwoord deur dat jy weet, okay, hierdie kant toe of daardie kant toe. Even his wife and his friends wanted him to believe that he must have sinned terribly against God. That's why this happened to him. And we read that that was not the case. God even gave himself a testimony, a CV about being a very faithful man, bringing offerings and all that. God gave him a clean slate. There was no sin in his life. But people wanted him to believe. And even those friends at some stage wanted him to curse God and die at least, you know. Because your life is falling apart so much. Is jy vandag in so 'n situasie?
bevind jy jouself moontlik op so 'n plek, 'n dal van doodskade, 'n valley of the shadow of death. You sit on a spot that you might feel that you want to lose all hope, that there's no hope left in your heart. Your marriage is falling apart. You can't even pretend anymore things are okay in your house. Everybody now knows it. Jou skuld hoop op. Jy kry nie jou skuld betaal nie. Jy het nie eers geld om die maand deur te maak nie. Hallo? Jy dalk het jou werk verloor, jy dalk jou huis verloor. Weet jy, baie van julle, of baie mense, en selfs aan die wat luister, sit op moedverloorse vlakte, want hulle het onlangs by 'n oop graf gestaan. Some people have lost their hope because recently they lost somebody very dear to them to death. They stood at an open grave. Die eensaamheid raak net vir jou ondraaglik. Jy voel so alleen. Of jou liggaam is besig om al sy krag te verloor. Is die siekte wat jou tuister. Your body has lost all its strength because of some kind of disease or illness that you suffer. If you go to sleep tonight, you don't even know whether you will be able to wake up tomorrow because of the condition of your health. One thing is for sure, Job had no explanation for what happened to him. Job het geen verklaring gehad vir wat met hom gebeur het nie. En jy en ek sit diep in dieselfde situasie, ons het geen verklaring vir hoekom dit met ons kon gebeur nie. Ek het die Here gedien, ek het die Here gevolg, ek het reg opgetree, ek het my kant gebring by my werk, ek het alles probeer in my lewe. Ek kan nie dink aan 'n verskriklike sonde wat ek gedoen het nie, ek kan nie dink aan iemand wat ek nog nie vergewe het nie, ek kan nie. Dink nie. Jy het nie verklaring, jy het nie begrip nie, want jy weet nie wat in die hemele gebeur het nie, ne? Job did not know what happened in the heavenlies. He didn't know that God bragged about him, and then Satan challenged God about him, and then God said, okay, but look, Job serves me because he really loves me, not because of the blessings I give him. So yes, you can touch everything that he has, but you can't touch his life. He didn't know that, dis hoekom die vers wat die mense so lief is, die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die Here. Want Job het nie geweet wat in die hemel gebeur het nie, dis die wat hy so stelling gemaak het. Kom ons kyk na vers 21 en 22, vers 21 en 22. Dis hierdie ding wat Job sê, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Nogtans sal ek die Here loof. On alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. I will still praise God. And despite everything that happened, Job still did not sin against God. Neither did he blame God. Neither did he resent God for what happened. Oops, most people I sometimes deal with, in some form or the other, resent God because of bad things that happened to them.
Then all of a sudden they say, I'm not going to come to church. This thing about religion is not working out. I've heard it so many times because their lives are falling apart and then they say they tried religion. You see, the problem is they tried religion, they didn't try a relationship with God. Hulle probeer godsdienst. Dit wat ek en jy doen is nie 'n godsdienst, dit is 'n verhouding met Jesus Christus. Vergeet om dit 'n godsdienst te noem. Dis 'n verhouding. Dis 'n pad wat ek met God stap, soos wat Job met God 'n verhouding gehad het en 'n pad met God gestap het. Dis nie godsdienst nie. If you try religion, you can try all other religions. Buddhism, you can try Hinduism, you can try Islam, everything is religion. It will not work. You can try New Age stuff, you can try Christian Science and all this stuff. It will not work. You can do all kinds of Kabbalahs and what's a goodies. You know, that's a terrible thing amongst the Christians that goes into this sects that have the smell of Christianity. Al die Kabbalahs wat nou gelink is selfs aan getalle, numerology en wat so goed is alles. Och, dis scary. En hulle doen dit omdat hulle nie 'n verhouding met Jesus Christus het. Ten spyte van wat gebeur het, sê Job, prys hy die Here. Okay. God, die hemelwesens en Satan hou natuurlik Job die hele tyd dop. In ander woorde, nou jy weet, almal is nou besig want hulle weet nou in die hemel, die engele, hemelwesens, duivels, demone, duivel homself. Weet ons nou, okay, God het oor Job gespog. God het gesê, die duivel kan Job aanval. Dus, nou kyk ons wat gebeur, wat sê uitkoms, jy weet, soos wanneer die Springbok in die All Blacks speel. Sit hulle daar voor die televisie, vastgenaal, terwyl die kameras op Job, jy weet nie, wat is hierdie reality programme lens, om te kyk, gaan Job iets verkeerd sê, gaan Job iets verkeerd doen. Imagine. Dis iemand net sommer daar, ek kan vergeet, daar is die duivel, en hy is besig met Job, en die rest van allemaal vergeet nie. In die hemele, everybody is busy watching Job. What is he going to do? Is he going to lose faith? And I think among the demons, they might have started a new betting, you know. That is also whatever, you know, betting so much against so much. He's going to lose faith. No, he's not going to, perhaps. So he's going to curse God. All the things that might have happened. But then, the sad news for all those that had hoped that Job will fail, he did not lose his faith. Toe, die slegte nuus vir almal wat gehoop het, Job sal sondig, Job sal God verwyk, Job sal kwaad word, Job sal ophou om God te dien. Job het nie sy geloof verloor nie. So ten spyte van wat gebeur het Job God bly glo en God bly vertrou. En ek wil vir jou sê, ten spyte van wat in jou lewe gebeur tans, of gebeur het, of nog gaan gebeur, moet nooit jou hoop in die Here verloor nie. Bou op jou verhouding met die Here. Job het nog steeds God geaanbid, hy het nog steeds God geloof, hy het nog steeds God gedien, ten spyte van die verskriklikste goed wat met hom gebeur het. Job se geloof het die toets deurstaan. En dan kom jy by Job 42 uit. You learned in Job verse, Job 42 verse 5. Lees weer, hy sê, dis daarna alles gebeur. Kom ons begin, hy sê, daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat u tot alles in staat is, en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom, sonder dat hy die insig gehad het?
Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was vir my, was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. Ek moes luister terwyl u praat. U het gevra, nou moet ek u antwoord. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê. Maar nou het ek u self gesien. Wow. Hebreërs 13 vers 5, God sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. God will not leave you, God will not forsake you. Hebrews 13. Job never lost his faith the whole time. But at the end, when he withstood the test, you read that God restored Job. Hy het Job herstel. En hy het Job geseën dat hy dubbel soveel het as wat hy gehad het voordat hy alles verloor het. Wow. God, after Job withstood the test, God restored his life. His wealth, God restored it. God blessed him so much, he had double what he had before the devil took everything from him. Wow. Before that he was rich, now he was rich. You see, dis hoe God werk. As die vyand kom om uit jou lewe uit te steel, dan gee God vir jou dubbel. Amen. Hy sal jou nie begewe nie, hy sal jou nie verlaat nie. As jy jou geloof in die Here behou, as jy vashou aan die Here, dan gee die Here vir jou 2 keer soveel. En wat het die vyand hierdie tyd in jou lewe gesteel? Het hy jou huwelik gesteel? Die Here gaan vir jou gelukkige lewe gee, dubbel so gelukkig soos die een wat jy nou het. 'n pastoor vriend van my, ek kan nie onthou hoeveel jaar terug nie, het sy vrou hom verlaat. Dit was net, en hierdie vriend van my is 'n mooi mens, 'n werklike ou wat sy hart is vir sy familie. Sy vrou het hom gelos vir 'n ander persoon en hulle is geskei. Maar die Here gee vir hom 'n nuwe vrou. En hulle is die gelukkigste 2 mense, hulle vul mekaar so aan. Weet jy, as julle met mekaar hoor gesels, dan sien jy net die geluk en die vrede wat hulle het. Want jy sien God het dit herstel. Broer, suster, luister. Wat het die duiwel die afgelope tyd van jou gesteel? Het hy weggevat van jou? Bly die Here vertrou. Keep believing God. Stay true to God. Like Job did. He stayed true to God. Despite what happened. He stayed true to his faith. Wees getrou in jou verhouding met die Here. Maak nie saak wat gebeur het nie. Want as die tyd verby is, dan God jou seën. En hy gaan jou uit jou skoene uitseën, hy gaan jou uit jou sokkies uitseën, hy gaan jou dubbel seën met dit wat jy verloor het. Broer, suster, ek en jy word ook uit die hemel uit opgehou, weet jy dit? You and I are being watched out of the heavenlies. And God, the heavenly beings, the devil and his demons, everybody's watching, what are you and I going to do when things go wrong? Are we still going to be faithful to God? Are we still going to obey God? Are you still going to do what God has told you to do? I'm just asking. Gaan jy getrou wees aan die Here? Gaan jy gehoorsaam wees aan wat hy in sy woord sê om te doen wat hy jou leer?
Wat is jou gedrag? Wat is jou optrede in tye van stilte, wanneer jy God nie hoor nie, in tyd van verdriet of in tyd van teleurstelling? Wil ek jou dit vra, sal dit jou optrede, soos in die geval van Job, applaus uit die hemel uit ontvang, of sal dit applaus uit die hel uit ontvang? Wie gaan rejoice oor jou? Gaan God en die engele rejoice? Of gaan die duiwel en sy bose trawante rejoice oor jou? May God rejoice over my life. Let us keep our eyes on God. Kom ons hou ons oor op die Here.